Kom ons dien die Here hier saam as sy kerk in sy erediens. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Verhef nou die harte tot God en ontvang sy groetseën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here hartlik saam sy erediens en ons sing saam Psalm 138. Waarvan sing ons die eerste en die derde strofes. Psalm 138, die eerste en die derde strofes, en daarna bly ons staan en bely ons geloof saam. Kom ons bely ons geloof nou saam met die kerk reg oor die wêreld en deur al die eeue heen. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, en onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees,
aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons verneder ons nou voor die Here, want ons weet uit die Here se woord, hoogmoedige hart kan nie voor die Here bly staan nie. Die hoogmoedige hart wil self vir hom verlossing bewerk. Daarom lees ons elke Sondag ook die erediens sy wet saam, sodat ons ons sonde kan ken, sodat ons nie hoogmoedig voor die Here moet staan nie. Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want het 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. En hier is ons ook ons belydenis saam van die 3de gebod wat ons bely in Sondag 36. Wat eis die 3de gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Kom ons antwoord en dan sit ons verootmoediging ook voort en ons sing saam Psalm 10. Daarvan vers 3, 4 en vers 7 gaan ons saam sing. Ons sing hier van die goddelose wat rustig aanstap en sê daar is geen God nie. Is ons nie ook baie op so 'n plek waar dit met ons goed gaan en ons nie eintlik die Here nodig het nie. Maar dan kom gee die Here vir ons Christus. En dan besef ons eers werklik hoe diep is ons nood en ons ellende. Daarom sing ons ook in vers 7. Tree toe, Here, wil U die arme red ons, want sonder U is ons heeltemal
heeltemal arm. Psalm 10, 3, 4 en 7 en daarna gaan ons saam bid. Onse Vader, wat in die hemele is, U is oneindig groot en goed. Blote gedagte aan U oneindige kalmte, dit beer ons op. Ons werk en ons swoeg en ons is ontsteld en onrustig, maar U het altyd volmaakte vrede. Het geen vrees of geen kommer dat die planne nie uitgevoer sal word nie. Hulle is so vas soos die ewige berge. U mag ken geen perke nie. O Here, ja, ons geen tekort aan U goedheid nie. U is die een wat orde skep uit wanorde. Ons mislukkings, ons wanorde, is U oorwinnings. O Here, God almagtig, U alleen regeer. Ons is swak, Here. Ons wil so graag ons oog gefestig hou op Christus en in Hom voortbeer in die stryd, maar ons is swak. Die ou mense in ons sterf moeilik. Vergewe ons tog, o Here. Vul ons met die Gees en werk tog so kragtig, meer en meer in ons deur die Gees. En mag ons Christus se volkome werke sien en sy oorwinning sien, en dan daarin gaan lewe. Sondes is oneindig baie voor U. Vergewe ons tog dit. Skenk ons tog bekering, bekeer ons, Here, sodat ons kan bekeer.
Dis die verlange van ons hart om minder U naam te onteer, waar ons lewe. Reinig ons, was ons so wit soos die sneeu van ons sondes. Vind ons tog nou aan U, drie enige God, deur die woord en deur die Gees, hier in U erediens. Mag U woord suiwer en sonder dwaalleur verkondig word vanaf hierdie kansel, week na week. U alleen is die een wat daarvoor kan sorg en dit kan gee, en ons bly dit van U, sodat ons sterk en stewig in U ingeplant kan word, te midde van die vele aanvalle van die bose, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur. Ons bid hierdie en ons smeek dit van U, in ons Here Jesus Christus se naam, hy wat oorwin het, ons koning en ons verlosser. Amen. Voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord, kom ons sing uit Psalm 116. Daarvan sing ons die eerste en die tweede vers. In die tweede vers sing ons: Om my was bande en strikke van die dood, die angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe, maar ek het die Here gesmeek in al my nood. 116, 1 en 2, en dan gaan ons saam lees uit die Here se woord. gaan voort vanoggend met ons reeks prediking uit 2 Konings 4, kan die Bybel so lank daar oopmaak. Maar voor ons daardie gedeelte lees, gaan ons ook saam lees uit Lukas 7, vers 11 tot 17. Lukas 7, ons gaan lees vanaf vers 11. Lukas 7, 11. En die dag daarna was hy, Here Jesus, hoofletter, op weg na 'n stad met die naam van Nain, en baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak, dis die aanvatsel van die ding waarop hy gedra word. Daarop staan die draer stil, en hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp
terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek. En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Blaas op na 2 Konings 4 toe. 2 Konings 4, ons lees daar saam vanaf vers 8. 2 Konings 4, vanaf vers 8. Konings 4 vers 8. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sidon, en daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daai weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê, en aan sy dienaar Gehasie gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy voor hom gaan staan het, sê hy vir hom, vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee, wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of die leerowerste? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Daarop sê hy, wat kan daar dan vir haar gedoen word? En Gehasie antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie, en haar man is oud. En hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep het, sy in die deur goed staan, en sê hy, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. En sy antwoord, ag nee my Heer, man van God, moenie vir die dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword, en 'n seun gebaar, daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers, en vir sy vader gesê, my kop, my kop. Die sê toe vir 'n dienaar, dra hom na sy moeder. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het op haar knieë gesit tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nuwe maan of Sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerus. Sal sy die esel op en sy sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek vir jou sê. Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man van God haar op 'n afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasie, kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop haar nou tog tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord, goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete gegryp. En Gehasie het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar. En die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. En sy sê, het ek van my Heer 'n seun gevra? Het ek nie gesê, moet my nie mislei nie? En hy sê vir Gehasie, gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen. As jy iemand teekom, groet hom nie, en as iemand jou groet, antwoord hom nie, en lê my staf op die gesig van die seun. Maar die moeder van die seun sê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en agter haar aangeloop. En Gehasie het voor hulle uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê, maar daar was geen stem en geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug hom tegemoet en bring hom die berig en sê,
Die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en hy buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. En die seun het 7 maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep hy vir Gehasie en sê, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom en sê hy, tel jou seun op. Sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig en sy het haar seun opgetel en uitgegaan. Vers 27. Laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar. En die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. Vers 32. En toe Elisa in die huis kom, sal nou eintlik en kyk. Die seun was dood, neergelê op sy bed. Die gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons hier vanoggend saam met die Here se erediens, omdat ons glo in hom, omdat ons glo in die Here. Mag dit die Here se genade meer en meer so word, as dit nie so is nie. Dit terwyl daar baie mense is wat nie hier vanoggend is nie, en wat nie glo in die Here nie. Hoekom glo sommige mense, en sommige mense glo nie? Meestal is ons geprobeerdes vinnig om te antwoord dat sommige mense glo, want hulle is uitverkies. Maar nou is die vraag, hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat sommige mense glo? Broer en suster, om te glo in die drie-enige God. Dis nie net iets wat sommer so maklik kom nie. Dis nie net iets wat sommer so vinnig en maklik gebeur nie. Dis ook nie iets wat sommer net so maklik is om te doen nie. Te glo, geliefde, is 'n groot wonder van die Heilige Gees. Want die Here deur sy Gees, sy kinders werk. Dis groot krag van God wat in ons werk, dat ons kan begin glo en dat ons kan aanhou glo tot die einde toe. Portelerios hoofstuk 5 gaan juis veral hieroor. Dis die Here wat in ons werk en ons laat volhard tot die einde toe. Dis die Here, al die eer kom op toe. Hy laat ons volhard tot die einde toe. Efesiërs 1 noem dat dieselfde krag wat in Christus gewerk het om hom uit die dode uit op te wek, dis die krag wat in ons werk om te glo. Dis aangrypend. Selfde krag wat in Christus gewerk is om hom uit die dode op te wek, dis die krag wat in ons gewerk word om te glo. Te glo is 'n groot genade wonder van ons goeie Vader deur sy Gees, deur sy Heilige Gees in Christus. Daar was 'n vrou in Sinem, vrou in 'n dorpie, Sinem. En sy nooi vir Elisa om by hulle aan huis te gaan, elke keer as hy daar verbykom, nooi sy hom in. Maar dan kom sy agter, Elisa is anders. Sy merk op vers 9, dat hy 'n heilige man van God is. Hierdie man was anders as die ander profete gewees. Iets was net anders aan hom. Sy merk op, hy's heilig. Sy merk op, hy's afgesonder. Sy merk op, hy's toegewy aan die Here. Dis wat heilig beteken. Afgesonder en toegewy aan die Here. Dan soek sy graag meer van hierdie man van God. Sy tree anders op. Ander, het ons ruk terug gelees, het Elisa gespot. Ander wou niks van Elisa se God af weet nie. Maar sy wil meer weet. Bou hulle vir hom 'n permanente kamer daar op die tweede vloer, waar hy vir langer tye kan tuis gaan en 'n bietjie privaatheid geniet.
En dan wil Elisa haar goedheid en haar gasvryheid beloon. Maar hierdie vrou kort niks nie. Vers 13. Sy sê, ek woon onder my volk. Wat bedoel dit? Dit bedoel, haar familie en haar mense rondom haar, haar volksgenote, het haar genoeg versorg. Sy het geen behoefte nie. Sy het alles wat sy nodig het. Sy en haar man was vermoed. Dit staan ook duidelik in vers 8. Hulle het genoeg gehad. Hulle was ryk gewees. Hulle het niks gekort nie. Haar lewe was lekker. Dinge gaan normaal en rustig aan. Sy is doodgelukkig. Sy kort nie eers iets van seker die twee belangrikste mense in die samelewing in die vers 13. Sy kort niks van die weermag nie. Elisa hoef nie vir haar goeie woord te doen by die weermag nie. En Elisa hoef ook nie vir haar goeie woord te doen by die koning nie. Sy kort niks van die koning af nie. Sy het genoeg. Sy kort niks van hulle af nie. Baie mense om ons, dalk onsself, is ook op hierdie plek nog. Hulle het nie die Here nie, en hulle het ook om nie nodig nie, maar hulle is doodgelukkig. Is dit nie ook een van ons grootste gevare nie, broer en suster? Ons is doodgelukkig en tevrede, maar partykeer is dit totaal en al sonder die Here. Wat 'n tragedie. Dat ons doodgelukkig kan wees sonder die Here. Sonder die Here is ons lewe niks werd nie. Sonder die Here is ons net by onsself en ons eie koninkrykies en ons eie geluk en is alles van korte duur en is nutteloos. Wat 'n tragedie dat ons dink ons is gelukkig en tevrede en dit sonder die Here. Geen mens op hierdie aarde kan waarlik gelukkig wees sonder die Here nie. Lees ons hierdie vrou het een ding kort gekom. Maar dit lyk asof sy al reeds heeltemal vrede daarmee gemaak het. Sy het nie 'n seun gehad nie. En haar man is oud. Kan miskien enige oomblik sterwe, dan sy 'n weduwee. Beteken as sy binnekort gaan sy geen meer ondersteuning sou sy hê nie. En dat daar niemand was wat haar kon sorg op haar ou dag nie. Sy sou soos 'n uitgeworpene wees in die samelewing. Sy sou uitgeskei word in die samelewing van daardie tyd. En dan gee die Here vir haar seun. Wat 'n groot wonderwerk. Sy glo dit eers nie. Sy maak dit af as leuns. Kan hierdie God van Elisa sulke wonders verrig? Kan hy lewe uit die dood uitgee? Haar man was oud. Teken lewe uit die dood uit. Maar die Here is onbeskryflik goed vir haar. Die Here is net goed, dis wie hy is. Miskien nie eens hierdie vrou se naam nie. Miskien nie eens haar seun se naam nie. Hulle was maar gewone mense gewees. Sy was maar 'n vrou daar van Sinem. Kan ons sê 'n vrou van Valwater, 'n man van Valwater, 'n amper onbekende dorpie in ons land. Hierdie seun, hy was nie eens in die geslagslyn van Christus gewees soos Isak van Abraham nie. Sara was ook onvrugbaar gewees en toe kry sy 'n seun, Isak. Of soos Jakob by Rebekka nie. Rebekka was ook omtrent 20 jaar onvrugbaar wat sy moes gewag het vir Jakob en Esau. Of so belangrik soos Johannes van Elisabeth. Elisabeth was ook onvrugbaar. In Lukas 1:7 lees ons dit en dan kry sy Johannes die doper, die wegbereider van die Here Jesus Christus, 'n belangrike persoon in die geskiedenis. Hier lees ons maar van 'n seun van 'n Sunamitiese vrou. En die Here is vir hom onbeskryflik goed. Want die Here wat ons dien is goed. Hy stort sy gunste en sy gawes uit oor sy kinders. Mag ons hierdie goeie Here sien in die geloof, broer en suster. Hy's goed, hy's altyd goed. Dit is wie hy is. Hy's goed, hy's genadig, hy's barmhartig, hy's vol ontferming. In NGB artikel 1 kan ons dit eintlik nie beter bely nie. Ons bely daar, hy's die oorvloedigste fontein van alles wat goed is.
In Timoteus 6:17 lees ons juist dit. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Die Here is goed. Hy is goed. Hierdie vrou het niks kort gekom nie. Ten minste so het sy gedink aan die begin. Totdat die Here vir haar groot nood wys. Totdat die Here vir haar wys hoe groot haar nood eintlik is. En toe is dit asof daar vir haar 'n nuwe wêreld oopgaan. Die Here vir haar wys hoe groot haar nood is. Toe is dit asof daar vir haar 'n nuwe wêreld oopgaan. Sy kry 'n seun. Sommige kort gesê dan, sy kry 'n seun, hy word groot, hy word siek, hy sterf op haar skoot. 3 verse. Dan sou ons verwag dat daar staan, en sy gaan roep haar man, en hulle begin om die voorbereidings te tref vir die begrafnisredes. Maar nou lees ons totaal anders. Ons lees nie eers dat sy 'n traan stort nie. Sy staan op, sy gaan lê die kind op Elisa se bed, sy gaan na haar man toe, sy sê vir hom niks nie, sy sê vir hom wees maar gerus, jy kan vrede hê, sy sê vir hom vrede, maar daar dieselfde middag jaag sy na Elisa toe. En dan sien ons heeltemal 'n ander vrou as wat ons lees in vers 13. Vers 13 het sy niks kort gekom nie. Maar lees ons, sy gryp Elisa se voete, sy het groot nood. Ons siel is bitter bedroef in haar. Sien Elisa baie duidelik. Dis duidelik oor haar hele wese. Sy's bitter bedroef. Dis nou nie meer die verbode vrou van die eerste deel wat niks kort gekom het. Maar nou broer en suster, let op. Haar lewe was 'n groot deel rustig gewees en daar was vrede gewees in haar lewe. Sy was net goed gewees vir Elisa en Gehasie, sy het net goedheid en guns aan hulle bewys. En dan is dit asof die Here haar lewe kom omkrap. Ons sal net verstom voor hierdie gedeelte. Kyk wat die Here hier veroorsaak. Ons wil dit eintlik uitroep, hoekom het die Here vir haar kind gegee? Om haar bitter droefheid te veroorsaak? Is dit hoekom die Here vir haar kind gegee het? Waar is die goeie Here nou? Broer en suster, ons ken hierdie nie waar nie. Kyk haar pyn, kyk haar smart, en sy was maar net goed. Ten minste dis wat vir ons genoem word, dat sy net goed was. Is God dan nie boos nie? So word die aanklagtes nie die Here gemaak. Wou die Here haar nie net bly maak om haar pyn nog groter te maak nie? Hoe verpletter die Here haar so? Hoekom slaan die Here haar so plat? Is die Here nie 'n tiran nie? Broer en suster, so is die God van die Bybel, die drie-enige God, al menigte male aangekla in die geskiedenis. Hy's boos en hy's 'n tiran. Nou broer en suster, wat is die verstommende in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het? Hierdie Sinamitiese vrou, sy gaan wragtig na hierdie God. Dis verstommend. Waarna toe gaan sy? In haar diepe smart en in haar droefheid. Waarna toe kan sy gaan? Alleen maar na hierdie selfde God toe wat haar plat geslaan het. Dis al waarna toe sy kan gaan. Daar's niemand anders waarna toe sy kan gaan nie. Broer en suster, dis geloof. Dis geloof. Sy's plat geslaan deur die Here, maar sy gaan pragties na hom toe. Dis geloof. Sy kom met haar droefheid en haar bittere hartseer na haar God toe. Al verstaan sy hom nie. Sy verstaan hom glad.
Sy verstaan van haar omstandighede niks nie. Maar sy gaan na hierdie God toe. Dis geloof. En suster, en dan is dit so opvallend, dat ons juist van hierdie vrou lees, in die een hoofstuk van die Bybel, die groot hoofstuk van die Bybel, wat oor geloof gaan, dis Hebreërs 11, ons ken daardie hoofstuk wat oor geloofs gaan, baie keer word gesê, dan word die geloofshelde so uit die geskiedenis opgedoen. Hebreërs 11. En aan die einde word dit so opgesom, kragtig word daar gesê, hier en daar word 'n paar name genoem aan die einde van Hebreërs 11, en dan lees ons in vers 35. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie, om 'n beter opstanding te kan verkry. Die vrou het geloof gehad. Haar geloof was iets besonders, dat sy in haar diepe smart God toe gaan. Die kind van haar was immers 'n geskenk van God af. Sy het nie gevra vir hom nie. Sy het al die rede om kwaad te wees vir die Here. Dan gaan sy die geloof na die Here toe. Wat 'n ontsaglike kosbare vers is hierdie in die Here se woord. Hebreërs 11 vers 35. Sy vlug na God toe. Ons kan sê die middel van Elisa. Hy was God se gesant gewees en God se gestuurde wees. Hy was God se woord gewees in daardie tyd, Elisa. Gryp sy vas aan haar Here in die geloof, vers 30. So waar as die Here leef en die siel leef, ek sal U nie verlaat nie, sê sy vir Elisa. En die seun is prakties dood. Vers 32 beklemtoon dit. Maar Elisa bid. Elisa bid. En dan lyk dit vir ons asof Elisa daar 'n paar towerkunsies maak en dan word hierdie kind weer lewendig. Broer en suster, dis geen towerkunsies hierdie. Dis geen towerkunsies wat ons lees vers 34 en 35 nie. Op die minste wys hierdie vir ons dat dit nie Elisa was wat hierdie kind opgewek het uit die dode nie. Hy sukkel. Dis die lewende God wat hierdie kind opgewek het. Elisa was al hulpeloos. Hy was totaal en al afhanklik van die Here. Elisa het gebid. Op die meeste lees ons hier in verse 34 en 35 dat die woord, Elisa was die woord van die Here in daardie tyd. Dis die woord wat lewe gee aan hierdie kind as Elisa oor hom neerbuig. Die woord van lewe wat lewe gee en lewe wek. En dan word haar seun wonderbaarlik, wonder o wonder, lewendig aan haar terugbesorg. Dit is baie duidelik in hierdie gedeelte. Hoe sê dit gaan nie oor Elisa se towerkunsies nie. As jy nog daaraan twyfel, dan moet ons kyk, hoe staan Elisa in hierdie gedeelte, hoe word hy vir ons, kan ons sê, afgeskilder. Hy het nie eens geweet hierdie seun is oorlede nie. Elisa is so beperk, kyk die hele staf episode waarvan ons lees. Maar dan lees ons nadat Gehasie die staf op die kind se gesig op sy voorkant gaan lê, dan lees ons, daar's geen stem of geen opmerksaamheid nie. Dis dieselfde woorde wat ons lees in 1 Konings 18 vers 29, toe Elia daar op die berg Karmel die Baal-profete uitgedaag het, en toe hierdie Baal-profete tot hulle God gebid het, lees ons ook daar was geen stem of geen opmerksaamheid nie. Hier word dieselfde hier gelees. Het is hard dat dit hier staan op Elisa se bevel aan Gehasie. Dit gaan nie oor Elisa nie. Broers, dit gaan nie oor mense nie. Dit gaan nie oor hierdie president of daardie eerste minister nie, of hierdie koning nie, of hierdie held of hierdie vriend van my nie. Ons antwoord is by die Here. Dit gaan oor die Here. Dit is maklik dat dit met ons goed kan gaan sonder die Here. Dis presies waar ons vyand ons wil hê, dat dit met ons goed gaan sonder die Here. Dis presies waar ons vyand ons wil aanval. Die psalm sing daarvan, ons het vanoggend een psalm daarvan gesing. Dit gaan met die goddelose so goed
En hulle lewe is so lekker en so weelderig. En hulle dien nie die Here nie. So hoekom moet ek dan die Here dien? Kyk hoe swaar gaan dit met my en ek dien die Here. Ons ken nie ons nood en ons ken nie ons ellende nie. Broer en suster, ons ken nie ons diepe ellende nie. Ons ken nie ons sonde dood nie. Hierdie Sunamitiese vrou het gedink dit gaan met haar goed, totdat die Here haar laat besef dat dit eintlik met haar sleg gaan. Ons dink maklik dit gaan met ons goed. Ons grootste nood is dat ons hemelse Vader vir ons kom wys op Christus deur sy Heilige Gees. Dis ons diepste en ons diepste nood is om Christus te hê deur sy Gees. As ons nie vir Christus het nie, broer en suster, dan gaan dit met ons bitter sleg. Christus is die krag van God en die wysheid van God. Christus is die weg en die waarheid. Hy is die lewe. Christus is die lewende water, lees ons in die Johannes Evangelie. Christus is die brood van die lewe. Hy is die grootste skat wat ons kan vind in hierdie lewe. Ons lees, hy is die opstanding, hy is die lewe. Wie in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hy is die lig van die wêreld. En suster, die woord van die Here is 'n geheel. Verder aan in die geskiedenis van die woord van die Here word Christus ook wonderbaarlik gebore. Wonderbaarlik. En hy verrig ook wonder op wonder daar waar hy rondgaan. En in Lukas 7, die gedeelte wat ons gelees het, 11 tot 17, is hy juis by 'n begrafnis waar daar 'n dooie uitgedra word, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. En dan sê die Here vir hom, moenie ween nie. Dit is seker van die vreemdste woorde vir so 'n vrou om te sê, maar dat haar enigste seun oorlede is, vir haar te sê, moenie ween nie, moenie huil nie. Dit is nie bietjie absurd nie. Hoe kan jy verwag dat so 'n vrou nie huil nie, nie ween nie? Maar dis die Here Jesus Christus. Hy kan so iets absurd sê, want hy is die een wat iets dan kan doen. En dan maak hy, Jesus die Christus, hy kom en hy maak hierdie jong man weer lewendig. Maar dat hy innig jammer vir haar gevoel het, vir die weduwee. Hoe kan hy so iets doen? Hoe doen hy dit? Want hy gaan self die dood in, op daardie vervloekte kruis, om mense soos ek en jy te red. Want ons het prooi geword van die dood. Ons het prooi geword van die dood, broer en suster. Maar hy oorwin, Christus Jesus oorwin die dood. Nie eens die dood kan ons buite die bereik van die Here Jesus Christus sy mag en sy krag plaas nie. Die dood is oorwin. Die dood het nie die laaste sê nie, die angel van die dood is uit. Here ons Here Jesus Christus, wat opgestaan het. Broer en suster, dit gaan nie met ons goed, totdat ons nie vir Christus het. As jy nie vir Christus het nie, broer en suster, gaan dit met jou bitter sleg. Dit gaan met jou dodelik sleg. Kyk hoe goed is die Here. Die Here is die een wat vir hierdie vrou kom wys, dat dit nie met haar goed gaan nie. En ook in ons lewens kom wys die Here vir ons op verskillende maniere, dat dit nie met ons goed gaan nie, as ons nie die Here het nie. As ons nie in hom glo nie, dan gaan dit nie met ons goed nie. En in sy goedheid kom wys die Here dit vir ons op verskillende maniere in ons lewens. Hierdie vrou, die Here dit vir haar gewys deur haar seun. En toe besef sy altyd eers wat het sy nie gehad nie. Toe haar seun weg is, toe word sy bitter bedroef. Want toe kom haar geloof in die Here tot volheid. Dis al wat sy gehad het om aan vas te hou, die Here. Dis al wat sy gehad het om aan vas te hou, die Here. En sy glo in die God van Elisa. Ag ons goeie Vader, ons kom oortuig van hoe nodig ons hom het, ons hemelse Vader, hoe nodig ons hom het. En mag hy ons kom oortuig van hoe nodig ons Christus het. Dis die werk van die Heilige Gees, geliefde. Dis die werk wat die Gees in ons werk.
Ons kom wys hoe broodnodig ons Christus het en ons Hemelse Vader het. Die Gees kom in ons en woon in ons en hy skyn die lig op Christus. Somtyds val ons so gereeld dink ons dat ek dink ek kan die dinge maak werk. En ek dink ek kan die punte bymekaar kry. Ek kan planne beraam, ek sal weer opstaan. Ons dink ons het Christus nie nodig nie. Het gebeur so maklik in ons. Broer, suster, ons eie sondige natuur sterf moeilik. En die ou mens in ons, hy wil niks van Christus weet nie. Ons moet hom kruisig. Kyk en sien, broer en suster, kyk en sien die wonder van die geloof. Te glo is 'n groot werk van God in Christus deur sy Gees. Mag die Heilige Gees ons so meer en meer kom oortuig van ons behoefte en ons nood tot Christus, ons verlosser. Mag die Heilige Gees ons meer en meer kom oortuig van ons Hemelse Vader wat goed is. Mag die Heilige Gees ons geloof in Christus en in ons die enige God laat groei. Gebeur baie dinge in ons lewens wat ons nie verstaan nie. Al verstaan ons nie altyd hoe ons Hemelse Vader werk nie. Mag ons vertrou en mag ons weet dat ons Hemelse Vader goed is. Mag ons in die geloof vasgryp aan hom. Deur sy Gees wat in ons werk. Amen. Ons antwoord, dan sing ons weer uit Psalm 116, maar nou gaan ons sing vers 4, 5, 6, 7, daar gaan ons saam bid en dank.
U is goed. U is oneindig goed. Daarom mag ons vasgryp in die geloof. Geloof wat U kragdadig in ons gewerk het. Die gunste en die gawes, troue verbondsliefde is oneindig oor ons. Baie keer wil ons dit sien in aardse dinge wat U vir ons gee, en dan vergeet ons. Die grootste guns wat U aan ons verleen, is die geloof in U. U het ons kom red uit die dood uit, deur ons Christus in te plant, en die geloof deur die Gees te werk. Heer ons Vader, menigte kere wat ons nie verstaan, wat U in ons lewe werk nie, ons verstaan nie wat U in die wêreld doen nie, soveel kwaad en boosheid in hierdie wêreld, maar een ding mag ons seker weet, en dis dat U goed is vir die kinders, en dat U altyd in beheer is, en dat ons in die geloof kan vasgryp aan U. Dank in ons loof, Here, dat ons mag weet, U is die een wat ons sal laat volhard tot die einde toe. Ag, Here, U is goed. Ons is so geseënd en bevoorreg dat ons U mag ken. Maak ons sterk. In hierdie wêreld vol boosheid, kwaadhede, vrysinnigheid, liberalisme, mag ons net vasgryp aan die woord en aan die waarheid van die woord. Ons wil tot U bid, soos ons Here Jesus Christus ons geleer het om te bid. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook hier op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ons sondes, soos ons ook hulle vergewe wat in ons sondig. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Here gaan ons nou wegstuur met sy wegstuur seën. Daarna kan ons liefdegawes aan die Here gee. Alvorens sing ons eers saam Psalm 30, vers 5 en 6. En ook herinnering aan die susters om net asseblief agter te bly in die kerkklub. Psalm 30, vers 5 en 6.
Here sal jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.